Ek het weer hierdie prentjie saamgebring wat ek nou al so 3de keer hierdie week op het. Soldaat wat by 'n graf sit, die kruis van die Here Jesus wat daar is, dis nou lydingstyd, waarin ons as kerk beweeg, so ons dink aan die lyding van die Here Jesus, en dit wat hy vir ons kom doen het. Hierdie soldaat het sy volle mondering, ja, nie volle mondering nie, maar hy het 'n groot deel van sy mondering aan, en hy sit bidend, daar waar hy buig, en ek glo hy buig voor die Here. So terwyl ons so by mekaar is, kom ons raak net stil, en ons gee dan onsself ook oor aan die Hemelse Vader. Vader, U herinner ons in U woord, dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. God wat die harte deurgrond en weet wat die bedoeling van die Heilige Gees is, want die Gees pleit vir ons volgens die wil van God. Ons weet dat alles ten goeie laat meewerk, dat hy alles laat meewerk ten goeie vir die wat hom liefhet en die wat volgens sy besluit geroep is. Terwyl die woord van die Here so voor ons oop is, gaan ons saam buig in gebed. Kom ons maak net ons oë toe. Vader, ons kom vanmôre voor U sit en staan, en ons is in U teenwoordigheid, omdat ons diep voor U afhanklik is. Want U is ons Vader. U het vir ons Vader geword in die Here Jesus Christus. U het ons in die Here Jesus Christus losgekoop van die stam en die taal en die volk en die nasie waaraan ons behoort, sodat ons aan U kan behoort. U het ons U eiendom gemaak. U het ons kom besit. U het ons nader kom trek, sodat ons uit hierdie wêreld kan beweeg na die koninkryk van God. En dat ons uit hierdie wêreld kan kom deel aan U liefde en U genade en U teenwoordigheid en U vergifnis. Dankie dat U ons so begenadig, sonder verdienste, dat ons ten volle aan U kan behoort. Heilige Gees, dankie dat U uitgestort is en dat U gekom het en dat U ons lewens kom vul. So dis ons gebed, Heilige Gees, dat U ons lewens sal vervul, dat U ons sal volmaak, en dat U ons sal bederf met vrymoedigheid, dat U ons sal bederf met energie, en met die wil om aan U gehoorsaam te wees. Ons wil kom vra, Heilige Gees, dat U die menslike natuur, die sondige natuur wat die Here Jesus klaar oorwin het, dat U hierdie sondige natuur in ons sal kom oorwin, en dat ons aan U alleen gehoorsaam sal raak. Ons bid vir mekaar in hierdie gemeente en in hierdie gemeenskap. Ons bid dat U deur U Gees nie net vir ons elkeen persoonlik in 'n diep verhouding met U bring nie, maar dat U ook die gemeente as 'n geheel, as die liggaam van Christus saam, ook tot 'n diep verhouding met U sal bring, en ook in hierdie gemeenskap. Vader, ons bid dat U self mense sal kom ontmoet deur U genade en deur U guns en deur U goedheid. Dankie dat U vir ons ook vanmôre deur U woord kom ontmoet.
Maak die woord vir ons oop asseblief, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan weer saam lees uit Jakobus hoofstuk 5. Ons het al 'n hele endpad saam met Jakobus gereis. Jakobus, die boetie van die Here Jesus Christus, wat vir ons skryf. Hy was een van die leiers in Jerusalem in die kerk. En hy skryf vir die kerk wat op die ou einde verstrooid geraak het as gevolg van vervolging en swaar kry. En hy skryf ook vanmôre vir ons. Hy raak veral twee groot temas aan en dit is beproewinge, dit wat van buite af met ons gebeur, en versoekinge, dit wat ons hier binne in ons ervaar en die sondige natuur wat hier binne in ons roep tot vervulling. En wat uitkom dan in beproewinge of in die versoekinge wat dan oor ons pad kom en waar ons dan die keuse moet uitoefen deur die Gees om in oorwinning te gaan lewe. Oor versoekinge wat oor ons pad kom en oor die beproewinge. Te midde van pyn en al die dinge wat ek en jy in hierdie wêreld ervaar, skryf Jakobus vir ons 'n klomp dinge. En nadat hy geskryf het oor beproewinge en versoekinge, het hy hier in hoofstuk 5 begin skryf oor die pad van oorwinning. En dit wil ek graag weer vanmôre vir julle saam lees. Ons gaan saam lees Jakobus 5, net vers 12. Net vers 12. My broers, dit is baie belangrik dat julle nie 'n eed moet aflê nie. Nie by die hemel nie, nie by die aarde nie, en ook nie enige ander eed nie. As julle ja sê, moet dit ja wees. As julle nee sê, moet dit nee wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie. Jakobus is hier besig om met ons te praat oor die oorwinningsstrategieë wat in ons lewe kom. En daarom het ek 'n soldaat se prentjie daar neergesit. Ons het in die weermag geleer, soos wat ek al voorheen vir julle gesê het, dat enige geveg, enige aanval wat 'n mens loods, enige plek waar jy verdedig, moet jy op 'n manier gaan beplan. Jy moet jou vyand ken, jy moet sy taktiek ken, en jy moet jou eie strategieë ken en jou eie optrede beplan. Anders stap jy maar doelloos in 'n oorlog in. En nou weet julle dat ek en jy regtig deel is van 'n geestelike oorlog, en daarom praat Jakobus oor beproewings en versoekings, en hy praat oor 'n oorwinningsstrategie. En dis die derde keer wat ons met mekaar praat oor hierdie oorwinningsstrategie wat die Here vir ons kom gee. Ek glo julle het dit saam met my al reeds ontdek, dat beproewings en dat versoekings deel is van ons lewe. Ons kan dit nie ontsnap nie. Ons kan nie ons rug daarop draai nie. Ja, ons kan probeer, maar dit bly. Ons kan nie maak asof dit nie hier is nie. Daar is beproewings en dinge wat van buite af op ons neerkom. Daar's dinge wat van binne af begeer om die wêreld te volg en ons sondige natuur te volg. Met die vraag bly oor oorwinning. Hoe kry ek en jy oorwinning? En Jakobus het vir ons gesê, ons moet 'n oorwinningsstrategie ontwikkel en beoefen. Ontwikkel 'n oorwinnings en 'n strategie wat ons ook dan moet gaan beoefen. Ekskuus, my woord het nou 'n bietjie weggeraak. Die eerste beginsel wat Jakobus vir ons leer in hierdie oorlog situasie teen beproewings en teen versoekings, is dat hy vir ons sê in Jakobus 5 vers 7 en 8, dat ek en jy geduldig moet wag
op die genade van die Here, terwyl ons beproewings beleef, en terwyl ons versoekings ervaar, en daarteen opstaan en veg. Wag geduldig, soos 'n boer wat wag op die oes, op die vroeë reën en op die laat reën, op God se seën, sodat daar vrug in jou lewe kan wees, in die hantering van die beproewings en ook die versoekings. Hy het vir ons in die tweede plek kom sê, vers 9 tot by vers 11, moenie sug teenoor mekaar nie. Moenie teenoor mekaar mor en steen en kreun en kla nie, wanneer beproewings en versoekings op jou pad kom nie. Want dan gebeur dit dat ek en jy dit nie hanteer nie, maar dat ons dit projekteer na mekaar toe. En dat ons vir mekaar op die ou einde kom sê, jy is die probleem van my beproewing. Jy is die probleem van my versoeking. En dan sê die woord, kom ek en jy onder die oordeel van God. So die derde beginsel wat Jakobus in hierdie oorwinningsstrategie vir ons gee, is vers 12. En in vers 12 sê hy vir ons die volgende dinge. Moenie 'n eed aflê nie. Sy beginsel is, ek en jy het met 'n eed te doen. Ons het daarmee te doen dat ons vir mekaar iets wil beklemtoon deur 'n getuie in te roep. Ons wil 'n eed kom aflê. Ons wil ondersteuning hê oor dit wat ons sê of oor dit wat ons doen. En ek het nou maar, soos wat ek met die Here besig was, ontdek en hierdie vraag gevra, waarom is dit nodig dat 'n mens soms 'n eed moet aflê? Waarom is dit nodig dat ons vir mekaar soms moet sê, maar ek beloof jou, dit wat ek sê is waar. Waarom moet ons vir mekaar sê, man ek sweer? Sien geliefdes, as ek en jy daaroor dink, dan ontdek ek, dit het veral te doen met die sondige karakter van die mens. 'n Eed wat ek moet aflê, of dat ek moet gaan sê, man ek beloof jou, jy kan maar vir hierdie een en hierdie een en daardie een gaan vra, kom uit my sondige natuur. Want julle sien, die sondige natuur van die mens is dat ons nie regtig eerlik is nie. Dit is dat ons nie regtig bereid is om die waarheid te praat nie, want ons is bang vir straf, ons is bang vir verwerping, ons is bang vir oordeel of wat ook al. Sien, die menslike natuur is om enige storie wat jy gehoor het, soms so te vertel, dat dit anders klink as wat dit gebeur het. Ons is geneig om baie keer onsself te bevoordeel, wanneer ons iets vertel of iets sê, of iets doen. Ander kere is ons so besig om iemand anders in 'n swak lig te stel, deur dit wat ons sê, of wat ook al, en dan wil ons dit met 'n eed bevestig. En dan wil ons vir mekaar sê, maar ek praat regtig die waarheid hoor. Sien geliefdes, wanneer Jakobus vir ons sê, ons moet 'n geloofsstrategie, 'n strategie hê om te kan oorwin, en ons moet dit beoefen, dan wil hy juis hierdie menslike karakter van ons kom aanvat. Ja, ons is geneig om mekaar baie keer in die oë te kyk en doelbewus vir mekaar te belieg. Ekskuus dat ek so reguit is, broers en susters, maar dit is wat die woord vir my kom sê. Jy sien, wanneer ons hiermee besig is, dan beteken dit om 'n eed te neem, die woord wat ons vertaal met eed, beteken om iets anders te gebruik, om my woord of my aksie te versterk, geloofwaardig te maak.
Met ander woorde, as ek so met julle kan gesels oor die doel van 'n eed wat ek en jy sou neem, of dit nou is wanneer ons in die hof staan en ons hand op die Bybel moet sit, en of dit is wanneer ons leiers, die presidente ensovoorts, hulle hande op die Bybel moet sit, of waar ook al, of ons in 'n huweliksverhouding intree, in 'n huwelik of wat ook al, en ons moet vir mekaar met 'n eed beloof, dan is dit omdat ons daarmee wil bevestig dat die belofte of dit wat ek sê, die waarheid is. Dit is om mense te ooreed, om hulle woord te hou. Daarom gebeur dit so, dat ons by geleenthede gedwing word om 'n eed te neem, omdat mense weet dat ons inherent leuenaars is en bedrieërs is. Veral wanneer dit aanloklik is om dit nie te doen nie. Dit is om vertroue te skep by iemand en om verantwoordelikheid te vat vir dit wat jy sê. Dit is om iemand te verseker dat ek my verbind tot die waarheid en tot integriteit in verskillende kontekste. Hofsale, troues, openbare kantoorseremonies of waar ook al. En soms, wanneer ons 'n eed aflê, dan roep ons God in as hulp. So gebeur dit in die Bybel op baie plekke. Julle kan dit gerus gaan lees. Gaan tik dit net daarin, sodat die program vir jou die woorde uitgooi. Ek het maar gedink aan Genesis 21 vers 23, want dis die eerste een wat op my skerm opgekom het. Hierdie gedeelte sê, dit is waar koning Abimelek, Abraham se vrou, wat ook sy suster was, sy halfsuster was, as vrou vir homself gevat het. Want Abraham en Sara het met mekaar ooreengekom omdat hulle bang was, Abraham bang was, sê vir almal jy's net my sussie. En die koning het gedink, sy's mooi, sy's begeerlik en hy wil haar graag as vrou vat. En hy het dit gedoen. Kom die Here deur 'n droom en hy sê vir hom, jy's besig om op die afgrond te speel met jou lewe. Want sy is Abraham se vrou. En Abimelek het groot geskrik. En hy het na Abraham toe gegaan en vir hom gevra, wat het jy my nou aangedoen? En dan sê dit hier in hierdie gedeelte, dat Abimelek sê vir Abraham, destyds het Abimelek en Pikalot, die bevelvoerder van sy leer, na Abraham toe gegaan en Abimelek het vir hom gesê, God is by jou in alles wat jy aanpak. Beloof my nou net met 'n eed in die naam van God, dat jy nie vals sal optree teen my en my kinders en my kleinkinders nie. Dat jy net so eerbaar sal optree teenoor my en teenoor die land waarin jy nou woon, as wat ek teenoor jou opgetree het. Met ander woorde, ek wil 'n versekering hê van iemand of ek wil dit vir iemand gee, en nou roep ek God as my getuie. Sien, maar dit gebeur ook, sê die woord vir ons baie duidelik, dat iemand soms die hemel inroep as 'n getuie. Veral die Jode het dit gedoen, omdat hulle nie God se naam wou uitspreek nie, en nou het hulle gesê, ek neem 'n eed by die hemel. Maar omdat ek dit nie in God se naam gedoen het nie, maar God net geïmpliseer het, kan ek vals 'n eed aflê. En kan ek valslik dinge doen, en kan my bedoeling valslik wees. Sien, sommige mense roep die aarde in as 'n getuie. Jakobus sê dit vir ons. Sommige mense roep ook ander dinge of mense in as getuies, om te kan sê, maar ek beloof, dit wat ek nou doen is vas en waar, en ek sal getrou wees daaraan. Of om te kan sê, dit wat ek nou gesê het is waaragtig waar, dis die absolute waarheid. Sien geliefdes, wanneer ek en jy dit begin doen in ons algemene taal, dan wil ek amper vir jou sê, as jy dit nou nie sê nie, beteken dit dat jy outomaties dan vals is.
Sien, as ek en jy geliefdes, hoor wat Jakobus hier sê, en sy derde beginsel is 'n negatiewe bevel. Hy sê vir ons in hierdie gedeelte, moenie, dis baie belangrik broers, moenie 'n eed aflê nie. Nie by die hemel nie, nie by die aarde nie, nie by iets anders nie, nie by enige ander mens nie. Met ander woorde, hy sê vir ons baie duidelik, 'n eed moet vermy word ten alle koste. As ek en jy oor beproewings en versoekings getuister word, en ons kry swaar, en daar is lyding in ons lewe, en ons beleef al hierdie emosies wat lyding en swaar kry en goed in ons binneste aan die gang sit, dan sê Jakobus, wat hy al reeds vir ons gesê het, jy moet geduldig wag op die seën en die vrug wat God bring. Jy moet nie teenoor iemand anders 'n beskuldiging gooi nie, deur te sug en te kla en te steun nie. Maar jy moet ook nie 'n eed aflê of te sê, ek sweer dat dit wat ek nou doen is die waarheid nie. Of dit wat met my gebeur is die waarheid nie. Of my reaksie of wat ek beplan is die absolute waarheid nie. Sien, Jakobus sluit net aan by die Here Jesus daar in Matteus 5 vers 33 tot 37. En nou weet ek nie of julle dit kan onthou wat daar staan nie. Maar daar staan geskryf, verder het julle gehoor dat daar van die oudheid af aan die mens gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie, 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom, want 'n eed bind jou aan dit wat jy gesê het. 'n Eed vra daaroor dat dit tot uitvoer sal kom. 'n Eed het nie plek vir leuns en leenagtigheid en bedriegery en bedrog nie. Die Here Jesus sluit maar aan by Numeri en Deuteronomium en Levitikus, waar die Here dit vir ons sê, as jy 'n eed neem in die naam van die Here, moet dit plaasvind, dit moet waar wees, dit moet gebeur. En dan kom sê die Here Jesus, maar ek sê vir julle, moet glad nie 'n eed aflê nie. Nie by die hemel nie, Jakobus sê dieselfde, die Here Jesus sê by, want die hemel is die troon van God. Die Here Jesus sê verder, nie by die aarde nie, want die aarde is die rusplek vir sy voete. Nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas, as jy 'n eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Die Here Jesus sê ook, ek sê vir julle, moenie 'n eed aflê nie. So wat sê Jakobus en wat sê die Here Jesus? Want die Here Jesus sê dieselfde as Jakobus. Jakobus kom sê vir ons net eenvoudig, want hy voeg hierdie woorde by. As julle ja sê, moet dit ja wees. As julle nee sê, moet dit nee wees. So wat sê Jakobus? Hy sê vir my, ek en jou moet 'n oorwinningsstrategie ontwikkel in ons lewe, waarin ons so ontwikkel in ons geestelike karakter, waar ons so ontwikkel onder die leiding en die ingryping van die Gees, onder die vervulling van die Heilige Gees, dat wanneer ek iets sê, dan staan dit vas. Wanneer ek iets doen, dan staan dit vas. Ag, ons sê baie keer vir mekaar, ek sal vir jou bid. Ons sê baie keer vir mekaar, ek sal jou later bel. Ons sê baie keer vir mekaar, ek sal later weer met jou praat oor hierdie saak. Ons sê baie keer vir mekaar, ek sien jou môre.
Geliefdes, as ek en jy dit sê, dan sê Jakobus, dit moet ja wees as dit ja is en nee as dit nee is. So wat wil hy vir ons kom sê? Hy wil vir ons kom sê, ontwikkel 'n goddelike karakter. Wees iemand wat die waarheid praat. Wees iemand wat die waarheid praat. Ja, ons is geneig om halwe leuns te verkondig. Ons is geneig om wit leuns te vertel. Ons is geneig om dit so te draai, die waarheid so te draai, dat ek nie moeilikheid kry nie. Jakobus sê vir ons, wees eg, wees so gevul deur die Gees, wees so in jou goddelike karakter, dat jou goddelike karakter die waarborg is vir die waarheid wat jy praat. So, wees iemand wat die waarheid praat. Hy sê vir ons, ontwikkel 'n goddelike karakter. Wees iemand met integriteit. Nou geliefdes, dit integriteit beteken dat ek werklik eg is en eerlik is, en dat dit wat ek sê vas staan en dit wat ek doen, dat ek dit sal doen. Dit is integriteit. Dit beteken dat ek nie 'n twee-gat jakkals is nie. Geliefdes, soos die Here hieroor praat, dan sê hy vir ons, ontwikkel 'n oorwinningsstrategie, ontwikkel 'n goddelike karakter, wees iemand wat werklik betroubaar is. En om betroubaar te wees beteken, ek kan jou vertrou. Jy is betroubaar in onderhandelings, jy is betroubaar met ooreenkomste wat jy met my maak en wat ek met jou maak. Jou woord staan vas, want jy praat die waarheid, jy het integriteit, en daarom is jy betroubaar. Ek het gesê, ontwikkel jou goddelike karakter, wees iemand wat vertrou kan word. Nou, dit is 'n bietjie herhaling, maar dit voel vir my, dit is belangrik om dit vanmôre te sê. So geliefdes, die woord sê vir ons, as jy deur beproewings moet gaan, en Jakobus het nou 'n klomp goed met ons gedeel, nie regtig baie beproewings nie, maar hy het baie versoekings met ons bespreek. As jy deur versoekings moet gaan, dan moet jy sterk genoeg wees, sodat jy staande kan bly. Daarom het ons begin met hierdie woord. Soek in God jou krag en in sy mag. Trek die volle wapenrusting van aan wat die Here jou gee, sodat jy staande kan bly in die oorlog, in die geestelike geveg, in dit wat hierdie lewe voor jou tafel kom neersit. Sien, Jakobus is baie reguit, maar hy's ook ernstig in dit wat hy sê, want net soos wat hy gesê het, by sy eerste ontwikkelingsstrategie, om te sê, wees geduldig, sê hy, as ons dit nie is nie, dan veroordeel ons onsself, en dan kom ons onder God se oordeel. Hy het gesê, as ons mekaar begin verniel en aanval, omdat ons in beproewings en versoekings trap, en mekaar die skuldiges maak, dan staan die regter al voor die deur. God beoordeel ons lewe, en dit beteken, wanneer ons mekaar veroordeel, dan veroordeel ons onsself. Hy sê ook hier, aan die einde van hoofstuk 5 vers 12, sê hy, dan sal julle nie veroordeel word nie. Dan sal jy jouself in 'n posisie bring, waar ander mense jou nie veroordeel nie. Dan sal jy jouself in 'n posisie bring, waar jy nie onder God sy oordeel en sy veroordeling staan nie. Geliefdes, soos Jakobus met ons kom praat oor oorwinningsstrategie, wees geduldig. God sal jou antwoord en die vrug gee, soos nodig. Moenie die vrag wat jy dra, en die lyding en die pyn in 'n sug
en 'n klag teenoor ander gee nie, maar gee dit in gebed aan die Here, soos wat ons laasweek vir mekaar gesê het. Hy sê, moenie val daarvoor om in onegtheid te begin lewe en dit dan te probeer goed praat deur te sê ek neem 'n eed of ek sweer dis die waarheid. Mag die Here vir my en vir julle elkeen daarin begelei. Vader, ons kom maar net na U toe vanmôre om onsself voor U neer te sit. O Here, U weet dat ons werklik, as ons swaar kry, as daar beproewings is, worstel met die omstandighede. U weet dat dit vir ons baie keer 'n versoeking is om allerhande dinge te doen wat nie pas by U woord en wat nie pas by kinders van die Here nie. Ons wil maar net vanmôre kom vra. Help vir ons sodat ons ja sal wees en ons nee sal wees. Help ons om werklik mense te wees wat so karakter in Christus ontwikkel het deur die Gees se werkinge, dat ons die waarheid praat, dat ons mense van integriteit is, dat ons betroubaar is en dat ons vertrou kan word. Wil U asseblief, Vader, ons vergewe waar ons so baie keer dit nie lewe nie. Gee vir ons hierin U guns en U goedheid en maak ons sterk en maak ons bereid om tyd met U te spandeer en om in die geestelike gimnasium te vertoef sodat ons waarlik sterk kan word. Ons wil dit bid in die wonderlike naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Geliefdes, ek seën julle met hierdie woorde uit Matteus 5. Julle is die sout vir die aarde. Julle is die lig vir hierdie wêreld. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Geliefdes, gaan lewe hierdie week voluit. Geniet dit. Mag die Here julle seën.